Gemeente, kom ons maak ons Bybels oop by Johannes hoofstuk 21. Johannes hoofstuk 21, dis bladsy 153 in my weergawe van die Nuwe Testament. Johannes 21, eintlik moet 'n mens nou die hele Johannes 21 lees, maar ek gaan die storie van Petrus sommer net so 'n bietjie vir julle vertel. Kom ons lees net ons teksgedeelte, Johannes 21 vanaf vers 15 tot by vers 19. Petrus kry opnuut sy opdrag. Ons lees toe hulle klaar geëet het. Dit is nou die disippels vir wie Jesus vis gaar gemaak het en 'n stukkie brood voorberei het. Vra Jesus vir Simon Petrus: Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle hier? Ja, Here, antwoord hy hom, U weet dat ek U lief het. Jesus sê toe vir hom: laat my lammers wei. Jesus vra hom weer 'n tweede keer: Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Ja, Here, antwoord hy hom, U weet dat ek U lief het. Hy sê toe vir hom: pas my skape op. Jesus vra vir hom die derde keer: Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat Jesus hom die derde keer gevra het jy my lief? En hy antwoord hom: Here, U weet alles, U weet dat ek U lief het. Jesus sê toe vir hom: laat my skape wei. Dit verseker ek jou, toe jy jonger was, het jy self jou klere vasgemaak en gegaan waar jy wil, maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. Dit het Jesus gesê om daarmee aan te dui watter soort dood is, met watter soort dood Petrus God sou verheerlik. En daarna sê Jesus vir hom: volg my. Ons is besig om na te dink oor die gawe van herderskap. Ons het nou reeds blaadjies uit verskillende mense se lewens geneem. Ons het 'n blaadjie geneem uit die lewe van Paulus met sy pershoek, daardie apostel van die Here wat die een grens na die ander oorgesteek het om nuwe akkers vir God se koninkryk te ploeg, nuwe kerke te saai in die destydse wêreld. Ons het 'n blaadjie gehaal uit die lewe van Jeremia met sy blou, die profeet, wat mense terugroep na die waarheid van die woord van God, na 'n lewe van getrouheid en gehoorsaamheid. Ons het verlede week 'n blaadjie geneem uit die boek van Filippus met sy gelo, daardie evangelis wat eintlik net een passie gehad het, en dit was om mense te bedien met die evangelie van Jesus Christus en hulle in te nooi in die koninkryk van God in. En vandag dan Petrus met sy groenhoed, die herder, die oppasser, die pastor van die gemeente van Jesus Christus. So die opskrif van ons teks is: Petrus kry opnuut sy opdrag. En dis inderdaad waaroor hierdie teks gaan. Dit gaan oor Petrus se herstel in sy amp en posisie en in sy verhouding met Jesus as leier van die kerk van Jesus Christus, en dit gaan om 'n herbevestiging van sy roeping as herder en versorger van die gemeente van Jesus Christus. As 'n mens hierdie insident wat ons gelees het regtig goed wil verstaan, moet jy net so 'n bietjie teruggaan op Petrus se storie en die aanloop tot hierdie optrede van Jesus verstaan. Die aanloop of die aanleiding vir hierdie verhaal begin alreeds in Johannes 13, as ons die verhaal lees waar Jesus sy disippels se voete was. Hy's nou op pad om op sy lydensweg te gaan en dan sy verraaier aanwys, en direk daarna sy disippels begin onderrig oor wat voorlê, oor sy lyding, sy vervolging, sy sterwe, sy kruisiging en uiteindelik sy weggaan na sy hemelse Vader toe. So Jesus berei sy disippels voor. Ek is nog net 'n klein rukkie by julle, sê hy vir hulle. Ek gaan weg en waar ek heen gaan, kan julle nie kom nie. En dan sien ons die voortvarende Petrus, die ou wat altyd so 'n bietjie
sommer net uit sy kassie uitgeklim het, wat dikwels gepraat het voordat hy gedink het, wat sê, Here, hoekom kan ek U nie volg nie? Ek sal my lewe vir U aflê. En dan Jesus, wat vir Petrus antwoord, vers 38, Petrus, sê Jesus vir hom, sal jy jou lewe vir my aflê? Dit verseker ek jou, nog voordat die haan kraai, sal jy my 3 keer verloor. En dan tel ons weer Petrus se storie op, in Johannes hoofstuk 18, die verhaal van Jesus se gevangenisneming. Jesus word in die tuin van Getsemane gevang en geboei, en hy word weggevat na die huis van die hoëpriester Kajafas, waar Annas en Kajafas vir Jesus gaan verhoor, en daar in die huis en in die voortuin van Kajafas se huis gebeur wat Jesus voorspel. Johannes vertel vir ons dat die diensmeisie wat die deurwagter by Kajafas se huis was, vir Petrus herken het. Sy sê vir hom, jy's tog nie ook een van hierdie man se disippels nie? Nee, sê Petrus, ek is nie. So 'n bietjie later stap Petrus uit buitentoe en hy gaan staan by die koolvuur wat die wagte en die slawe gemaak het, want Johannes sê, dit was koud, en hy gaan staan homself daar by die vuur en warm maak, as die wagte en die slawe hom herken, en weer vir hom sê, jy's nog nie ook een van sy disippels nie. En vir die tweede keer sê Petrus, nee, ek is. En uiteindelik herken die slaaf, wat 'n familielid was, van die persoon wie se oor Petrus afgekap het, toe Jesus gevangene geneem is. Jy ken mos nou daardie storie, die voortvarende Petrus, wat sy swaard uithaal, en hy kap die regteroor van die man af. So een van sy familielede herken vir Petrus, en hy sê vir hom, het ek jou dan nie in die tuin saam met hom gesien nie? En dan lees ons in vers 27 van hoofstuk 18, toe het Petrus dit weer ontken, en die haan het gekraai. Daai storie van Petrus se 3voudige verloning van Jesus. En dan kom ons nou by hoofstuk 21. Ons het die eerste deel daarvan nie gelees, maar ons kan uit die eerste deel van hoofstuk 21 aflei, dat Petrus, nadat Jesus nou opgestaan het, hy weer sy ou beroep aangeneem het, hy's terug, daar na die meer van Galilea, waar hy vroeër gebly het, seker maar na sy ouer huis toe, die Bybel gee nie vir ons daai detail nie, en hy neem weer sy ou beroep van visserman op. So op die spesifieke middag van ons verhaal, sê Petrus vir die ander disippels wat by hom was, ek gaan visvang. Dit moes seker laatmiddag gewees het, want gewoonlik het hulle vis gevang hier van laat aand af, tot met sonopkoms die volgende oggend, en die ander disippels sê vir hom, ons gaan saam. Johannes sê, hulle was die hele nag in hulle skei op die meer. En die volgende oggend met ligdag, so die dag breek, sien hulle 'n vreemdeling op die strand staan. Hy vra vir hulle, het julle iets gevang wat ons kan eet? Nee, sê hulle vir hom. Julle nag op die see, nie 'n enkele vis gevang nie. Gooi die nette aan die regterhand van die skei uit, sê die vreemdeling vir hulle. Dan sal julle vis vang. En dan gebeur daai wonder, as hulle net uitgooi. Ja, Johannes sê, hulle het 153 groot visse in hulle net gehad. Soveel so, dat hulle nie in staat was om die net uit te lig nie, want dit sou skeur. Johannes is die eerste een wat snap wat hier besig is om te gebeur. Dis Jesus, sê vir die ander disippels. En nou sien ons weer die voortvarende Petrus. Hy was kaalbolyf, hy pluk sy hemp, sy boorkleed aan, hy spring in die water en hy swem na Jesus. En as hy op die strand kom, dan sê Johannes vir ons, Jesus het by 'n vuur gestaan. Nou dis betekenisvol, want waar het ons nou die laaste keer van 'n vuur gehoor? Daar by die woning van Kajafas, waar hy gestaan en warm maak het en Jesus verloon het. So, Jesus het by 'n vuur gestaan, met 'n stuk vis en brood, besig om vir sy disippels 'n ontbyt voor te berei. En Jesus sê vir hulle, bring 'n bietjie van daai vis,
dat ons kan gaar maak. En dan, nadat hulle geëet het, kan ons aflei. Het Jesus vir Petrus so 'n bietjie een kant toe geroep, en dan vind hierdie gesprek plaas, waarvan ons vanoggend gelees het. Johannes 21 vanaf vers 15. Ons lees dat Jesus, toe hulle klaar geëet het, vir Simon, vir Petrus vra, en nou is dit betekenisvol hoe Jesus vir Simon aanspreek. Hy sê vir hom, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle hier. Nou Simon, seun van Johannes, was die naam waarop Jesus vir Petrus geroep het, die heel eerste keer, toe hy hom geroep het om te volg. Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief. En dan sê Johannes, Petrus het geantwoord, ja Here, u weet dat ek u lief. En Jesus sê vir hom, laat my lammers vry. So bietjie later vra Jesus vir hom vir 'n tweede keer, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Ja Here, sê hy, u weet dat ek lief. En dan sê Johannes, so bietjie later, pas my skape op, sê Jesus vir hom. En so bietjie later vra Jesus vir hom vir 'n derde keer, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? En dan sê Johannes, Petrus het bedroef geword, omdat Jesus vir hom vir 'n derde keer gevra het of hy hom lief het. En hy antwoord hom, Here, u weet alles. U ken my in en my uitgaan, my binneste en my buite. U weet dat ek u lief het. En dan sê Jesus vir die derde keer vir hom, laat my skape wei. En dan sluit hierdie teks af met 'n profesie en met 'n oproep. Jesus sê vir hom, dit verseker ek jou, toe jy jonger was, het jy self jou klere vasgemaak en gegaan waar jy wil, maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. En Johannes verklaar dat hy sê, dit het Jesus gesê om daarmee aan te dui met watter soort dood Petrus vir God sou verheerlik. So ons weet uit die tradisie dat Petrus soos sy meester uiteindelik gekruisig is vir sy bediening in die kerk van Christus. En volgens oorlewering het hy toe hy gekruisig is gesê, hy is nie waard werd om soos sy meester gekruisig te word nie, en het hy versoek dat hy kop onder gekruisig is. En so gaan hierdie profesie van vervulling, en dan sluit Jesus hierdie verhaal af. Daarna het Jesus vir hom gesê, volg my. En as 'n mens die opdrag in die oorspronklike teks gaan lees, dan het dit eintlik die betekenis van, Petrus, kom agter my aan. Petrus, hou aan om my te volg, om te doen waarvoor ek jou geroep. So dis die verhaal. Die vraag is nou, wat is die verkondiging hiervan? Wat sê dit vandag vir ons, as ons nadink oor ons eie herderskap, ons pastorskap in die gemeente van Jesus Christus? Ek dink die verkondiging van hierdie verhaal lê op 3 vlakke. In die eerste plek is Jesus hier besig om vir Petrus te herstel in 'n posisie van vertroue. Petrus het misluk. Ons kan sê Petrus het skouspelagtig misluk. Hy was so vol bravade. Here, ek sal U volg. Here, ek sal my lewe vir U aflê. En daar in die tuin van die hoëpriester Kajafas begeef sy moed hom. En 3 keer ontken hy dat hy vir Jesus ken. Wat nou belangrik is dat Petrus herstel word. Dat Petrus uit die mond van Jesus moet hoor dat sy mislukking daar in die tuin van die hoëpriester nie van hom 'n mislukking maak nie. Sy mislukking diskwalifiseer hom nie vir diens aan God se koninkryk. Dit kanselleer nie God se liefde vir hom uit. Dit verander niks aan God se plan vir sy lewe nie. Gemeente Annelies het dit ook vanoggend gesê, mislukking is maar deel van die lewe. Almal van ons misluk soms. Almal van ons faal. Almal van ons kry seer en word stikkend.
Die vraag is, wat maak ek met my mislukking? Ek kry dit soms dat mense vir my sê, ek kan nie ander probeer help nie, ek sukkel self te veel. Een mens moet die vraag eintlik anders vra. Een mens moet vir jouself afvra, kan iemand wat self nie sukkel nie, vir ander iets beteken? Die enigste mense wat eintlik toegerus is om ander te help, is die wat self sukkel. Die wat self stikkend is, wat self misluk het, en wat self ontdek het, ten spyte van my sukkel, ten spyte van my mislukking, skryf God my nie af. So ek dink 'n mens kan sê dat Petrus se mislukking, daar in die tuin van die hoëpriester, 'n belangrike stukkie toerusting was vir sy dienswerk in die koninkryk van God. Dalk die belangrikste toerusting wat hy kon kry. Dit het hom voorberei, om gereed gemaak, om 'n toegewyde dienswerker in die koninkryk en in die gemeente van Jesus Christus te wees. So daarom skryf een van die skrifverklaarders, daar kan geen twyfel wees nie, dat Jesus se bedoeling met hierdie teks is, om aan te toon dat Petrus volledig herstel word as 'n vertroueling van Jesus en as 'n leier in die disippelkring. Wat ook al sy mislukkings van die verlede, Jesus herstel hom in 'n posisie van vertroue. Herstel in die vertrouensposisie waarin hy was voordat Jesus gekruisig is. Op 'n tweede vlak, broers en susters, herbevestig Jesus in hierdie verhaal Petrus se unieke opdrag en roeping. Al het Petrus vir Jesus verloon, en al het hy daarmee gewys dat hy ook maar soos almal van ons voete van klei het, kanselleer dit nie God se plan vir sy lewe uit. En God het juis vir hom wat Petrus is, 'n baie spesifieke opdrag en 'n baie spesifieke roeping. Daarom sê Jesus 3 maal vir hom, Petrus, laat my lammers wy. Petrus, pas my skape op. Petrus, laat my skape wy. Petrus moet verstaan, Jesus het 'n plan vir sy lewe. Jesus stel hom aan en bemagtig hom as 'n herder en pastor van die gemeente van Jesus Christus. En as sodanig sou hy verantwoordelik wees vir die gesondheid, vir die groei, vir die welsyn van die gemeente en van God se kinders wat die Here aan hom toevertrou. Want herders, het ons mos nou vanoggend gehoor, is versorgers. Hulle is mense wat omgee. Hulle is sensitief vir mense se seer. Hulle het 'n besondere hart en 'n passie vir goeie verhoudinge. Wanneer mense uitgesluit word, wanneer mense seer kry, wanneer verhoudinge gebreek word, dan tree hulle na vore en dan maak hulle die verskil waartoe God vir hulle geroep. En as ons die eerste 12 hoofstukke van die Handelinge boek lees, dan lees ons hoe dat Petrus hierdie roeping vervul het en hoe dat hy die gemeente van God na vore getree het en 'n prominente rol vervul het in die versorging en die groei en die opbou van die gemeente van Jesus Christus. Ons het vanoggend gesien, God gee vandag nog sulke mense in sy gemeente. Hulle is teenwoordig op elke vlak van die lewe van die gemeente. Hulle is nie almal in bediening. Sommige van hulle leef sommer net in die ampt van gelowige, die geskenke, die gawes waarmee Christus vir hulle geseën het, in hulle daaglikse omgang met mense uit. Ek tel hulle spore elke dag in die gemeente op. Ek bel een van ons lidmate wat in 'n rooftog was en wat seer gekry het. Ek sê vir hom, kan ek by jou 'n besoek kom aflê? Ek wil graag vir jou 'n gebed doen. Ag, dominee sê vir my, jy is welkom, maar dis nie nodig dat jy kom nie. So en so, en dan noem hy die name van die lidmate. Kom elke dag by my. As jy wil, kan jy kom, as jy reg. Ek besoek een van ons lidmate wat nie meer in die erediens kan kom nie. En dit het ek nou al op verskeie plekke agtergekom.
En as ek daar is, dan kom ek agter, maar die persoon weet presies wat in die gemeente gebeur. Ek vra maar, hoe weet jy al hierdie goeters? Wel, sê die persoon vir my, daardie lidmaat, so en so, kom elke Sondag na 'n erediens, dan kom drink hy of sy by my koffie en tee, en dan ontvang ek die afkondiginge van die Sondag. Wat sou 'n gemeente nou wees sonder sulke mense? Hierdie mense met hulle groen hoede, wat net sensitief is vir ander mense, wat net 'n nood en 'n behoefte raak sien, en wat net van nature geneig is om in te tree, en om te gee, en om liefde te gee. Hulle is oral in die bedieninge van ons gemeente. Julle het 'n klomp van hulle vanoggend gesien. Meeste het julle nie gesien, maar hulle sit hier in die kerk. Hulle is in die verskillende bedieninge van die gemeente, op 'n georganiseerde wyse, besig om mense te versorg, om te gee, om saam te bind, om goeie verhoudinge te skep, om die gemeente van Christus te versorg en te groei. Daar's van hulle in die leierskap van ons gemeente. In leierskap lees ek het iemand gesê, is 'n roeping binne 'n roeping. So as jy 'n groen hoed het, en jy's 'n leier met 'n groen hoed, dan verrig jy nie net jou eie omgee werk nie, maar dan skep jy ook die ruimte vir ander om dit te kan doen. Die werk van die pastoor is die omgee, die bewys van liefde, die versorg, die skep van goeie verhoudinge. Dit was die opdrag wat Jesus spesifiek aan Petrus gegee het. En nou weet ek nie watter kleur is jou hoed nie. Ek weet nie hoeveel groen is daar in jou hoed nie. Maar hier sit ook in hierdie gemeente vandag hierdie mense wat Christus se geskenke aan sy gemeente is. So dit gaan om die herstel van Petrus in 'n vertrouensverhouding. Hy word opgeneem in die ruimte van Christus se liefde. Dit gaan om die bevestiging van sy ampt as herder en versorger van die gemeente van Christus. En dan op 'n derde en laaste vlak, het hier verhaal ook die betekenis dat Jesus wil hê Petrus moet verstaan, liefde is die bron van waaruit alle omgee en dienswerk spruit. Jy kan eintlik maar vir enige mens wat 'n omgee hart het vra, waarom doen jy dit? Dit is nie altyd sulke maklike werk nie. Jy kry nie altyd soveel dankbaarheid terug soos wat jy dalk sou verdien nie. Maar waarom doen jy dit? En jy sal sonder uitsondering die antwoord kry, omdat ek vir die Here lief is. Liefde is die bron van waaruit hierdie bediening spruit. So voordat Jesus vir Petrus aanstel om na sy kudde om te sien, maak hy eers seker van Petrus se liefde. Petrus, het jy my lief? 3 maal moet Petrus sy liefde vir Jesus verklaar. Want liefde is die basiese kwalifikasie vir diens. Ander kwaliteite is belangrik. Jy moet mense verstaan. Jy moet gasvry en vriendelik kan wees. Maar die liefde is onontbeerlik. As jy God se liefde ken, as jy God se liefde ontvang, as jy daarop antwoord, dan kan jy vanuit die bron van God se liefde ook 'n verskil maak in ander mense se lewens. So terwyl ons nou met hierdie reeks besig is, besef ek al hoe meer, sonder die gawes wat Christus aan sy gemeente gee, sal die gemeente nie moontlik wees. So dankie Christus dat U ook vandag die gemeente sien. Dankie dat elkeen wat voor my sit 'n gawe en 'n unieke geskenk van Christus aan sy gemeente is. En die gemeente van Christus. Dankie vir julle liefde, vir julle omgee en vir julle diens.